So tydjie terug. Terwyl ek besig was met Genesis en met ons daai boodskap wat ek met hierdie land gegaan het van God se boodskap, wat eintlik gaan oor Genesis 1 en 2 en Openbaring 19 tot 22, dis die volle boodskap van die Bybel. Alles tussenin is tussenhakies, maar dit moes nie gebeur. Gebeur as gevolg van sonde. Die hele konsep en die hele betekenis van dit bring 'n ou by die volgende stelling wat min mense raak sien. In Genesis gee God na die skepping van die mens, gee hy die volgende opdrag: vermenigvuldig en vul die aarde. Let op mooi wat hy sê. Vermenigvuldig en vul die aarde. Binne daardie sin is daar die toekoms as daar nie sonde was nie. Onthou nou net, ons leef nou in die situasies wat hy moes gewees, wat ons nou oor praat. Nou sê ons, Adam en Eva het nie gesondig nie. Hulle het die opdrag gekry, vermenigvuldig en vul die aarde. Sê vir my, op watter stadium was die aarde gevul? Dit was het nog gevul, maar Daar's nie dood nie. Niemand gaan dood nie, daar's nie sonde nie. So niemand kan doodgaan. So almal wat gebore is, hou aan leef. Presies wat God beplan het. ja, So op 'n stadium gaan dit met ander woorde kom dat die aarde gevul is. Daardie gevul beteken die getal wat God besluit het hy op hierdie aarde wil hê. Is julle met my? Op daardie oomblik gaan vermenigvuldiging ophou. So dit is dan Hy's gevul. Vermenigvuldiging hou op. Die mens leef vir ewig om te doen wat God hom voor gecreëer het in dit wat hy doen. Nou kom ons terug Openbaring toe en nou kom ons terug na die eintlike beplanning wat deurgaan. Hierdie woorde wat ek nou net gesê het is bevestig deur Jesua self. Fariseërs kom na hom toe en noem daai voorbeeld van die ou wat 7 keer met die 7 broers getroud was. En die vriende sê hom, wie gaan hy in die ewigheid, wie gaan sy vrou wees? Wat is Jesua se antwoord? Julle verstaan nie mooi nie. Dis soos die engele. Daar is nie voortplanting nie. Hoekom nie? maar die getal is vol. Die getal is volledig. Wat beteken wat? Die getal wat God besluit het. Die getal is wat die aarde vul. Sal die getal wees van die afgesonderdes deur die eeue heen. Is dit die afgesonderdes wat daardie geselfde getal weer volmaak wat die aarde vul. En totdat daardie getal nie gevul is van Jesua nie kom en daardie lewe op hierdie aarde soos wat dit moes gewees het in Adam en Eva se tyd onder die koningskap van Jesua met die aarde wat gevul is leef nie. So Jesua gaan kom wanneer die getal wat Vader op besluit het toe hy vir Adam en Eva gesê het, vermenigvuldig en vul die aarde. Die oomblik wanneer daardie getal afgesonderd is, ingekom het van Jesua. en dit sal wees die geval van die veelheid afgesonderdes. Dis die getal van die afgesonderdes van die begin tot nou toe, wat ingesluit word in die koninkryk onder Jesua. En God se koninkryk gaan weer aangaan, soos wat dit moes gewees het voor die sonde. Ja, daai stuk voor die pad is nou, ja, veel van die vandaag. Men sal dit vind, met ander woorde in elke slag is dit net hulle, totdat daardie getal inkom. En nou sien jy verdere konsekwensies van hierdie ding wat ek nou net sien. Hoe gaan Satan hierdie koninkryk van God se volmaakte volvoer en stop? Daai moontlike afgesonderdes weg te vat. Hierdie moontlike afgesonderdes te verminder en weg te vat, die getal kan nie vol word nie. So hy het, wat sê die Bybel, om selfs as hy kon die afgesonderdes te verlei. So, Met ander woorde, om die getal nooit vol te maak. Hoe gaan hy dit doen om te keer dat die getal vol word? Ek gaan vir jou voorbeelde noem wat Vader vir ons gewys het, wat mense moet begin aandink. Homoseksualisme. Ja,
Homoseksualisme is nie daar om homoseksualisme te wees nie. Homoseksualisme is deur Satan geskep, want daardeur verhoed hy die vermenigvuldiging om die getal vol te maak. Ek wil gou daai punt iets sê. Ek wil die ander noem. Okay, ja. Luister mooi na daai. Kyk verder. Vrees vir die toekoms. In Suid-Afrika het Satan dit reg gekry om die wederkoms uit te stel, deurdat die Afrikaner, die kinders van God, die gelowiges, gesê het, daar is nie 'n toekoms vir kinders nie. Ons kan nie meer as 1 of 2 kinders hê nie. Ek voed hulle op in die vrees van die Vader. Hulle is gelowiges. Die getal kan nie vol word nie, want ons is besig om bang te wees om dit te doen. En in hierdie scenario wat ek net nou noem, stem ek nie saam met voorbehoedelsmiddels nie. Stem ek nie saam met enige middel wat iemand besluit hoeveel kinders hy het nie. Want Vader is in beheer. Hy is besig om die getalle vol te maak en ons het nie die reg om dit te stop. En vrouens wat hulle rol nie doen nie. Die vrou wat haar rol nie speel nie, maar sy is die prime minister en sy is die direkteur van die maatskappy, in plaas van om die moeder te wees waardeur sy haar verlossing ontvang deur haar kinders in Vader se vrees vol te maak volgens die Bybel. Hierdie hele konsep is met ander woorde al die redes hoekom die wederkoms uitgestel word. Hoekom die wederkoms nie in ons leeftyd sal plaasvind nie. Want ons mense leef nog steeds met die middele van Satan om die getal te keer. Dis nogal 'n lering hierdie hoor. Dis nogal 'n denkproses. Dis 'n lering om te dink. In Genesis 3 vers 15 sê hy sal jou aan jou haksteen byt. Ja, en hy doen dit. Hy's 'n hakskeenbyter wat beteken hy maak seer en hy stop dat jy vinnig kan beweeg. Hy byt aan die hakskeen, hy's verhoed die vloei van die koninkryk. Hy verhoed die koms van die koninkryk. Deur dinge soos homoseksualisme. Deur leuns wat keer dat mense die getal vol maak wat Vader geskep het van gelowiges. En dis die kinders van God wat dit doen. Want hulle is te bang vir die toekoms. Hier is nie plek vir my kinders om groot te word nie. Dis te gevaar. Ons lees die Bybel nie, ons volg ander mense se teaching. So dis waaroor dit gaan. En hierdie is 'n besondere lering wat die Vader vir ons gegee het oor die getal, net die simpel getal wat volgemaak moet word. En hoe Satan probeer om daardeur te verhoed. Ja. Dis iets anders om aan te doen.